Ons skriflesing van vanoggend is Openbaring hoofstuk 22 vers 12 en daar is nie 'n PowerPoint nie, so jy gaan jou Bybel moet nader trek. Hoop jy het hom hier, as jou wapen nie hier het nie. Kyk by die ou langs jou. En vanoggend gaan ek 'n bietjie verder met jou gesels oor die reeks boodskappe wat vanoggend eindig, die 5de boodskap van ons reeks. En die tema van ons reeks was gewees onmisbaar. Onmisbaar. Elke een van ons wat vanoggend hier is, wat kinders van die Here is, wedergebore kinders van God, sê die Bybel is 'n onmisbaar deel van God se verlossingsplan vir die aarde. Hy het elkeen van ons in sy koninkryk, in sy kerk, in sy akker gesit. En daar's 'n funksie, daar is 'n rol, daar's 'n iets wat God deur jou wil doen. Nie net hier in die 4 mure van die kerk nie, en die besonder nie die 4 mure van die kerk nie, maar veral in die wêreld daar buite, waar mense die Here meer nodig het. Nee, Jesus het gesê, dis nie die gesondes wat die geneesheer nodig het nie, maar dis juist die siekes. En almal van ons het genesing nodig op die een of ander vlak van ons lewens, maar in die wêreld soveel meer. En vanoggend gaan ek 'n bietjie met jou gesels, soos beloof, gaan ek praat met jou oor die loon wat vir ons wag in die hemel. Die loon wat vir ons wag in die hemel. En een ding is seker, en dit is dat God is 'n beloner. God is 'n beloner. Sy wese is om te seën, is om te bless. En wanneer hy seën, is dit altyd in die oortreffende trap. Is altyd in nie plusse nie, is in vermenigvuldigde forme, nê. En die Bybel sê vir ons tereg in Hebreërs 11 vers 6 dat hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Hy red ons nie net uit genade nie. Hy skenk ons nie net die geskenk van die ewige lewe nie, maar boonbehalwe dit gee hy ons nog die Heilige Gees om in ons te woon, en daardie Heilige Gees wat in ons woon, help ons, lei ons, leer ons in die waarheid, en deur die Heilige Gees openbaar Jesus homself deur ons lewens aan die wêreld. En wanneer ons in gehoorsaamheid leef aan die stem van die Heilige Gees en onsself in gehoorsaamheid onderwerp aan die wil van God, sê die Bybel, doen God 'n wonderlike ding. Hy beloon ons daarvoor. En dis alles sy genade. Is dit nie wonderlik nie? Amen. Kan ek 'n amen kry? Ons dien 'n wonderlike God. Amen. Dankie. Dit klink soos Pretoria daar agter. Ons dien 'n wonderlike God. Vol liefde, vol genade. Hy gee net. Dis sy aard, dis sy natuur. En die wonder daarvan is, ek sê dat as die Here ons as hy net gestop het by redding, as hy net gestop het by die ewige lewe, dat ons hemel toe gaan en nie hel toe nie, as kinders van die Here, dan was dit genoeg gewees. Dan sou ek meer as happy gewees het, om net daar in die hoekie in die hemel te sit, en die pragt van die hemel, en die heerlikheid van die hemel te aanskou. Maar nee, ons God doen veel meer as dit. Hy is 'n gewer. Hy gee ons nie net die ewige lewe nie, maar hy beloof ons ook dat ons loon sal ontvang vir elke goeie werk wat ons op aarde verrig het. Die Bybel praat van Paulus sê dat ons moet al die kinders van die Here moet eendag voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat ons loon kan ontvang vir dit wat ons deur die liggaam verrig het, of dit goed is en of dit kwaad was. So daar sal 'n dag wees verseker, dat ons voor sy troon gaan verskyn, die regterstoel van Christus, dis 'n troon waar ons beloning sal ontvang, waar ons nie veroordeel sal word nie, maar beoordeel sal word vir elke werk wat ons op aarde verrig het, of dit goed was en of dit kwaad was. En dis wonderlik om te dink dat die Here so intiem bemoeienis maak met ons as mense hier op aarde. Niks ontwyk sy oog of aandag nie. Alles word opgeteken. Hy's bewus van elke motief, elke intensie van ons harte. En boonbehalwe die ewige lewe sal daar 'n dag wees wat ons voor hom verskyn om loon te ontvang vir alles wat ons deur die liggaam verrig het. En vanoggend wil ek 'n bietjie gesels met jou oor die hemelse loon, en ek dink wat die voordat ons by die loon kom,
wat die hemel so wonderlik gaan maak, is nie die feit dat daar strate van goud gaan wees en dat ons heeldag op 'n harp gaan sit of 'n wolk gaan sit en met harpe speel nie. Net vir geval jy gewonder het, dit was 'n grap gewees. Ons sal baie meer doen daar, en by the way, daar in die hemel is daar 'n paar stoele. Die Bybel praat van die 24 ouderlinge met hulle trone, en ek glo daar gaan nog stoele wees, en dis vir predikante, want hulle het die hele tyd gestaan en julle het gesit. So in die hemel gaan ons sit en julle gaan staan. Nee, sommer net tang in die kies. Maar wat die hemel so wonderlik gaan maak, is nie al daai dinge nie, maar is die feit dat Jesus daar is. Dat die lam van God daar is. En Paulus sê in Filippense 1 vers 21 tot 23, hy sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Paulus sê, ek verlang om hemel toe te gaan. Nie omdat daar enigiets anders is, behalwe dat Christus daar gaan wees nie. Die een wat vir hom lief was, die een wat vir hom gesterf het aan die kruis, die een wat sy lewe vir hom gegee het, toe hy dit die minste verdien het, hy gaan daar wees, die lam van God. En ons weet natuurlik dat na die wegraping, en ons glo dat die wegraping of die wegruk van die kerk baie naby is, ons leef in die laaste dae, sê die Bybel vir ons, sal ons Jesus ontmoet in die lig, hy sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, sê 1 Tessalonisense, en daarna die wat in die lewe oorbly, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons vir altyd by die Here wees. Amen. Amen. En ons sal hom sien soos wat hy is, in sy verheerlikte vorm, soos wat hy was voordat hy vlees geword het, en onder ons kom woon het. Ja, ons sal sy aangesig sien, sê Openbaring 22 vers 4, en ons sal saam met hom heers tot in alle ewigheid. Wat 'n wonderlike voorreg gaan dit nie wees nie. Broers en susters, ons het iets om na uit te sien. As daar iets is wat ons as 'n anker van hoop het in hierdie gebroke wêreld, dan is dit die sekere wete dat Jesus weer terugkom om ons te kom haal. En ons moenie moed verloor nie in hierdie stikkende wêreld wat so druk en so ongenaakbaar is nie. Binnekort gaan die wolke skeur en gaan Jesus terugkom om sy bruid te kom haal. En daardie dag gaan ons Jesus sien vir wie hy werklik is. Ons sal by ons verlosser wees, die een wat ons liefhet met 'n liefde wat ons nie eers kan beskryf nie. En nog 'n wonderlike ding gaan gebeur is ons gaan verenig wees met ons geliefdes. Met ons medegelowiges wat in Jesus Christus ontslaap het. En wat 'n blye dag gaan dit nie wees nie. Ek sien so uit daarna om al die geliefdes te sien wat ons vooruit gegaan het. Hier is 'n klomp van hulle. Ek dink oor die jare het ons seker 'n paar honderd, seker by die 200 mense begrawe wat die Here gedien het, en hulle gaan almal, hopelik almal daar wees. Die skare wat op die paviljoene is, wat wag vir ons en ons aanmoedig, terwyl ons nog hierdie laaste stryd moet voer hier op aarde. En wanneer ons daar kom, sal die Here al die trane van ons oë afvee. Daar sal nie meer gehuil wees nie, daar sal geen van die gebrokenheid wees wat hier op die aarde is nie. En Paulus sê vir ons, dat wat die oog nie gesien, 1 Korintiërs 2 vers 9, en die oor nie gehoor, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, het God berei vir die wat hom liefhet. En ek wil vanmôre vir u sê, wanneer ek oor hierdie dinge praat vanmôre, wil ek hier met u verstaan, dat die Bybel skryf, die Bybelskrywers, God het die Bybelskrywers sodanig geïnspireer om in beelde en in metafore en in illustratiewe vorme te praat op 'n manier wat vir ons verstaanbaar is as mens. Want as hy moes verduidelik wat in die hemel op ons wag, as hy moes probeer beskryf watter heerlikheid op ons wag en hoe danig die heerlikheid sou wees, sou dit onmoontlik wees om dit in taal te kon uitdruk. Paulus sê dit, die Bybel sê dat Paulus self verwys in 2 Korintiërs 12 na 'n man wat weggeruk was 14 jaar van tevore na die paradys, en hy sê, daar het ek dinge beleef wat groter is as taal, groter is as verbeelding,
onuitspreeklike dinge wat ek in mensetaal nie kan beskryf nie. Dis wat God berei het vir die wat hom liefhet. Vir die wat hom aangeneem het, toe hulle die kans gehad het op aarde. Vir die wat, toe Jesus geklop het, aan die deur van hulle harte, hom nie geweier het, en nie gesê het, nee Here, ek is okay vir nou, ek leef nou eers my lewe, ek geniet die lewe, en die wêreld, ag môre Here, volgende week, volgende maand, ja broers en susters, daar is baie mense wat so sê vandag, en sonder Jesus Christus sterwe, en die kans wat hulle gehad het, toe Jesus na hulle geroep het, daai kans nie aangegryp het nie. Het laat my dink aan jare terug, het ek gehoor 'n pastoor gepreek het, tydens 'n aanddiens, was in die vroeë jare van die Pinkster, was daar aanddienste, en dit was gewoonlik die bekend gestaan as die evangeliese dienste gewees, waar daar spesifiek gefokus was op uitnodiging vir mense om hulle lewe vir die Here te gee. En daar bo op die galery het 'n klompie jong mense gesit, en terwyl die pastoor besig was om te preek, hy was ernstig en dringend besig om met hulle te praat oor die evangelie en Jesus se plaasvervangende werk, en hulle het daarbo gesit, en hulle het gelag, en hulle was oproerig, en elke nou en dan moes iemand hulle gaan stil maak het, en hy het besef dat daar die jong mense se saak was nie reg met die Here nie, en hy het gepleit by hulle, die Heilige Gees het 'n dringendheid in sy hart gelê. Daardie aand het 'n uitnodiging gerig, hulle het nie vorentoe gekom nie, tot sy spyt, en laat die aand 11:30 kry hy 'n oproep van een van sy gemeentelede, wat hom meedeel dat daar dieselfde groep jong mense het in 'n kar geklim daardie aand, en hulle het verongeluk net buitekant die dorp op 'n brug, en die kans wat hulle gehad het, toe Jesus na hulle geroep het hulle verbeur, hulle het sy stem geweier. En ek wil vanmôre vir u sê, broers en susters, vriende, jy het ingekom het, ons het elke dag van ons lewe 'n geleentheid en 'n kans, en alhoewel ons in hierdie afgelope tyd praat oor die wederkoms, en sommige mense glo in die wegraping, en ander glo dat daar net 'n wederkoms sal wees, 'n terugkeer van Jesus, is dit nie die detail waarna ons verstrengel moet raak nie, ongeag jou teologiese verstaan, maar weet dit, dat as jy vandag sterf, en as jy vandag jou laaste asem uitblaas, dan het Jesus Christus vir jou gekom. Dan het Jesus sy genade deur vir jou gesluit, dan is daar nie meer kans nie. Daar is nie 'n vage vuur aan die ander kant, waar ander jou kan uitbid in die hemel in nie. Die Bybel sê, dat daar 'n onoorbrigbare kloof is, tussen die hemel, en tussen die doderyk. En toe Lazarus en die rykman sterf, kon die rykman nie daar die kloof oorkruis nie, maak nie saak wat hulle gedoen het nie. En sy broer het gepleit en gesê, asseblief, hy het gesê, Here, die rykman het gepleit en sê, Here, stuur tog net 'n engel uit die dood uit, of stuur iemand uit die dood uit, om hulle te gaan waarsku, dat hulle nie in dieselfde plek van smarte beland nie. En Jesus' antwoord was gewees, hy sê, luister hier, al sou ek iemand uit die dood uit opwek, om hulle te gaan waarsku, sou hulle nog steeds nie glo nie. Sy antwoord was, hulle het die wet en die profete, hulle het die woord van God, en daarom is die woord van God wat jou en my kom, moet ons dit nie weier nie. Die aangename tyd van God is nou, as hy klop aan die deur van jou hart, en daar is 'n oortuiging, en jy weet, jou saak is nie reg met die Here en jy is verlore, moet Jesus nie weier nie, neem hom aan, maak jou hart oop vir hom, want hy het vir jou iets voorberei. Johannes 14 sê, kyk, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Vir elke een van ons wat vanmôre hier sit, het Jesus 'n plek gaan voorberei in die hart van die Vader, en 'n plek in die hemel. Hy sê, en as ek gegaan het, dan kom ek weer, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En dan vra een van die disippels, en sê, Here, hoe kan ons daar kom? Hoe kan ons daar kom? Hoe kan ons hierdie weg vind? En dan antwoord Jesus, hy sê, daar is net een manier. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En ek voel net sommer net 'n indringendheid in my gees vanmôre. Jesus roep na jou en my vanmôre. Jesus roep na elke een van ons vanmôre opnuut. En hy vra, sal jou hart oopmaak en sal jy my inlaat, sodat ek ook die koning van jou hart en die koning van jou lewe kan wees.
Daar gaan 'n dag wees wat ons vir hom gaan verskyn. Openbaring 22 vers 12 sê Jesus, want kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos wat sy werk sal wees. En as ons Jesus aangeneem het, saligmaker van ons lewe gemaak het, kan ons weet dat voor daardie troon sal ons nie veroordeel word nie, maar ons sal beoordeel word, ons sal beloon word vir dit wat ons deur die liggaam op aarde gedoen het, of dit goed en of dit sleg was. Daarmee saam natuurlik die wonder van hierdie loon wat op ons wag. In die eerste plek vinnig, en ek hou die tyd op vanmôre want daar's te veel, maar ek gaan regtig myself dissiplineer om vir julle net die kern van hierdie waarheid, geloofswaarheid deur te gee. In die eerste plek sal dit wees dat ons volmaak sal wees in die opstanding. Is dit nie 'n wonderlike gedagte om daaraan te dink nie? Al die skete en al die pyne en die rolstoele en die krikke en die valstande sal nie daar wees nie. Halleluja! Daar sal geen pyn wees nie, want ons sal in 'n oomblik verander word. Ons vernederde liggame, die aardse tentwoning wat aan gebrokenheid, aan siekte en wêreldse dinge onderworpe is, sal in 'n oomblik verander word in 'n opstandingsliggaam wat nie deur materiële versperrings beperk kan word nie, sal nie langer aan beperkings, swakhede en natuurlike wette onderworpe wees nie. En soos die liggaam van Jesus sal ons die vermoë om op 'n plek te wees een oomblik en die volgende oomblik op 'n ander plek te kan verskyn. Dit klink nogal soos 'n sci-fi movie vir die jong mense as ek so luister daarna. Nee, jong mense sal nou sê, "Joh, dit gaan cool wees, pastoor, dit gaan cool wees." Nee. Dis die verheerlikte liggame wat ons gaan hê. Paulus sê in Filippense 3, hy sê, wat ons vernederde liggame van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself onderwerp het. Nee, ons sal volmaak wees, geen veroudering, geen siekte nie. Daar sal nie meer swakheid wees in ons liggame nie. En daar aan die ander kant sal daar nie meer pyn en gebrokenheid wees nie. Ons sal volmaak wees soos wat Jesus volmaak is. En as dit jou nie opgewonde maak nie, nou ja, dan weet ek nie wat gaan jou opgewonde maak nie. Al die ou pyne en die siektes waarmee ons nou worstel, sal vir ewig verby wees. Ja, die Bybel sê vir ons, ons sal ook aan die ander kant ons geliefdes kan herken, ons sal herkenbaar wees, ons sal ons identiteit behou, en daar aan die ander kant sal ons in hierdie verheerlikte liggame klaarblyklik ook kan eet. So is baie van ons wat nou baie bly is daaroor. Ons sal kan eet. Klaarblyklik soos die liggaam van Jesus was, toe hy opgestaan het, sê die Bybel vir ons, het hy in Lukas 24 het hy 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek geneem, en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. Maar dit sal nie wees omdat ons 'n behoefte het nie. Dit sal nie wees omdat ons honger of dors is nie, want Openbaring 7 sê, hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, maar ons sal steeds kan eet om vreugde, gemeenskap en viering te ervaar. Ons sal saam met Jesus aansit aan sy tafel in sy koninkryk, sê Lukas 22, en in 'n verheerlikte staat sal ons saam met hom fees vier tot in alle ewigheid. Is dit nie wonderlik nie? Nou, ek hoop daar's braaivleis. Ek hoop regtig daar's braaivleis. Dan gaan Jesus verder en hy sê, daar gaan vergoeding wees vir moeisame arbeid hier op die aarde. Kerk, ek wil vanmôre vir julle sê, al die verdrukking wat ons verduur, al die hartseer, al die verwerping, al die spot, al die hoon, wat die kinders van die Here deur al die eeue heen moes verduur ter wille van die evangelie van Jesus. Jesus sê, dit gaan nie ongesiens verby nie. Ek gaan julle beloon daarvoor eendag in die hemele. En ek weet hier's van ons wat 'n groot prys betaal omdat julle Jesus volg. Daar's van ons hier vanmôre wat vriende verloor het. Daar's van ons wat familie verloor het. Daar's van ons wat nie meer geag of gereken word nie. Daar's selfs van ons wat bevordering moes prys gee. Jesus sê, alles wat ons prys gegee ter wille van hom, sien hy raak en sal hy beloon wanneer ons in die ewigheid kom. Hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê ons sal vergoed word. Die woord wat gebruik word daar in die Grieks vir loon beteken betaling vir werk, beloning, vergoeding na moeisame arbeid. Ja, dit beteken nie dat ons die ewige lewe kan verdien nie. Maar hierdie loon wat ons sal kry is beloning wat ons sal ontvang
vir dit wat ons gedoen het, gedring deur die Heilige Gees van God. Vir elke liefdevolle aksie wat ons uitgevoer het op aarde, liefde vir mense, opofferende gebare, oral waar ons die wil van God gesoek het en 'n gehoorsaamheid gedoen en uitgeleef het, daar waar ons roeping en ons bediening vervul het, omdat ons glo dat dit is wat God van ons verwag. Die woord van die Here sê, in God se genade sal hy ons vergeld, hy sal ons loon gee daarvoor, en dit sal vloei vanuit ons persoonlike verhouding met hom. Nou, ek het verlede week vir gesê, dis wonderlik hoe God die speelveld gelyk gemaak het, is dat dit nie gaan oor hoe baie ons doen vir die Here nie, maar die eintlike rede, of die eintlike maatstaf waarvoor ons word beoordeel, is nie wat ons doen nie, is maar hoekom ons dit doen. Het gaan oor die motiewe van ons hart, dit gaan oor, was dit gedring deur liefde, ware liefde vir God, ware liefde vir mense. En dan uiteindelik kom die Bybel en hy praat in beelde van dinge soos fyn linne, wat skoon en blink is. Hoor wat sê Openbaring 19 vers 8, hy sê, en aan haar, dis ons, die bruid, is gegee om bekleed te wees met fyn linne, skoon en blink. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. En as ons dink aan die fyn linne, nou vir ons vandag, ek meen om linne te koop, is sommer, jy kan by enige materiaalwinkel instap en linne gaan koop, maar in die Bybelse tyd, in die historiese konteks, was linne een van die duurste items wat in sirkulasie was. Dit was met vlas gemaak, dit was 'n ongelooflike moeilike proses geweest. Dit was duursaam. Dit was so duur dat hulle later begin handel dryf daarmee. As 'n plaasvervanger vir geld, as jy duur linne gehad het, dan het jy dit gegee, en dit was 'n simbool van status, dit was 'n simbool van reinheid en van heiligheid, dit was in die tempel gebruik, en op verskillende plekke waar dit van aansien en van heerlikheid gespreek het. En wanneer die Bybel praat in hierdie beelde, wil ek hê jy moet verstaan dat, alhoewel die Bybel letterlik geïnterpreteer moet word, dit ook beelde is wat God gebruik om aan ons iets voor te hou, wat in menslike begrip vir ons probeer verduidelik, om te sê dat dit wat God vir ons bestem het, dit wat vir ons wag in die ewigheid, is so heerlik, is so duur, is so kosbaar, is so mooi, dat die enigste manier hoe hy dit kon verwoord was om dit te koppel aan die waardevolste item binne die wêreld waarin dit geskryf was, fyn, rein linne, wat die bruid geklee sal wees mee, waarvoor ons voor die bruidegom sal verskyn by die bruilofsmaal van die lam. Ja, daar sal verskillende grade van heerlikheid in die hemel wees. Die Bybel sê dat elkeen van ons, na gelang van dit wat ons deur die liggaam gedoen het, van of ons geleef het en werklik gewandel het saam met Jesus, sal ons 'n heerlikheid hê. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 15:41, hy vergelyk dit met die heerlikheid van die son. Hy sê, anders is die heerlikheid van die son, anders is die heerlikheid van die maan, anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. So sal dit ook wees met ons. Die loon wat ons sal kry, sal 'n heerlikheid wees, sal 'n status wees, wat ons die ewigheid sal ingaan mee, wat 'n refleksie sal wees van Christus en sy werk in en deur ons op aarde, waarmee ons sal skitter soos sterre tot in alle ewigheid. Daniël sê dit in Daniël 12, hy sê, en die wat verstandig is, sal skyn soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot geregtigheid bring, soos die sterre vir ewig en altoos. Is dit nie ongelooflik nie? Om dit in menslike begrip en terme te probeer verduidelik, is amper onmoontlik. Maar dit is so heerlik dat Paulus sê, wat die oog nie gesien, wat ons verbeelding nie kan opdis nie, wat ons in ons taal nie kan verwoord nie, het God berei in loon vir die wat hom lief het. En dan natuurlik praat die Bybel van krone, hy praat van posisies, en hy praat uiteindelik van heerskappy, want in God se ryk gaan alles oor heerskappy, en daarom het Christus kom sterf, sê Romeine 5 vers 17, sodat ons saam met hom kan heers, nie net hier op aarde nie, maar ook in die ewigheid, want daar is 'n 1000-jarige vrederyk wat op ons wag, nadat ons by die bruilofsmaal van die lam was. En in daardie 1000 jaar vrederyk sal ons as die bruid van Christus, die 12 stamme, die 24 wat sit op die trone, 12 verteenwoordig die Ou Testament, 12 apostels die Nuwe Testament,
Alle heiliges, die bruid van Christus, gaan saam met hom terugkom na die 7 jaar in die hemel, om saam met hom te kom regeer op hierdie aarde waar jy nou leef, vir 1000 jaar lang. Ons sal regeer saam met Christus oor hierdie aarde. Is dit nie ongelooflik nie? Broers en susters, ek wil hê, jy moet iets gryp van die ewigheid van môre. Ek en jy leef nie net vir nou nie. As die Here jou seën met 70 of 80 jaar, as jy sterk is en gelukkig is, luister jy van môre. Daar is nie waar die streepie getrek word nie. Die dag wanneer jy sterf, tree jy 'n onverganklike wêreld, 'n geestelike bestaan binne, saam met God, wat nooit weer sal eindig nie. Ons het die ewigheid hier binne in ons. En wanneer ek en jy opstaan in die oggend, met ons leef met die verstaan dat daar 'n ewigheid is wat op jou en my wag. Ja, die Bybel sê vir ons dat die beginsels wat by die beoordeling geld, word op verskillende maniere beskryf. Ek noem vinnig vir julle net dit wat ons doen vir Jesus hier op aarde, die vraag wat ons onsself moet vra, en dis wat die skrif van ons voorhou is, was dit gedoen in die naam van die Here? Met ander woorde, was dit namens Jesus of ter wille van Jesus gedoen? Jesus het ons gered en hier op aarde gesit, om 'n refleksie te wees van sy heerlikheid, van wie hy is. Ons is hier op aarde gesit om God te verheerlik deur ons lewens. En daarom wanneer God ons werke sal beoordeel, sal dit die vraag wees wat hy vra is, was dit in die naam van die Here gedoen? Was dit uit liefde uitgedring? Was dit dade van selfverloning gewees, Matteus 6 vers 1 tot 6? Was dit werke wat die vuurproef kan weerstaan? Met ander woorde, was dit dinge wat gedoen was tot voordeel van God se koninkryk, maar nie op grond van menslike maatstaf van beoordeling nie, maar was dit die gevolg van die genade wat God aan my gegee het? Was dit in ooreenstemming met die werke? Was dit in ooreenstemming met die gawes wat hy my toevertrou het? En daarom, kerk, wil ek vanmôre sê, is dit so belangrik dat jy jou bediening sal opneem, dat jy dit wat God in jou toevertrou het, dat jy dit nie onder 'n maatemmer sal sit nie. Want Jesus sê, deur dit te gebruik, gun hy ons die voorreg en die geleentheid om vir ons skatte in die hemel bymekaar te maak, waar mot en roes nie verniel, waar diewe nie inbreek en steel nie. Ja, as ons die skrif bestudeer, dan sien ons dat wanneer Jesus oor skatte praat, gaan dit nie oor geld nie, dit gaan nie oor motors, en dit gaan nie oor besighede, en dit gaan nie oor materiële dinge nie, maar dit gaan oor 'n loon, wat in hemelse terme, in geestelike terme in ons voorgehou word as iets wat die heerlikheid van God dra en wat 'n rol het in die ewigheid om te vervul. Hier gaan dit nie oor geld nie, maar die prys gee van dinge soos jou eer, jou veiligheid, gerief, tydelike voordeel en selfs jou eie lewe. Hoor wat sê Jesus in Matteus 19, hy sê, en elkeen wat huise of broers of susters, of vader, of moeder, of vrou, of kinders, of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang, en die ewige lewe beerwe. Broers en susters, daar is niks wat ons hier op aarde vir die Here doen, wat ongesiens verbygaan by God nie. Daar is 'n dag wanneer ons voor sy troon sal verskyn. Dit wil vir my blyk uit die skrif uit, as ons dink aan wat hier op die aarde gebeur in die 7 jaar van die groot verdrukking, of die plek waar die loon uitgedeel sal word, heel aan die einde van die 7 jaar sal wees, want ons weet daar sal nog martelare wees wat sterf hier op aarde, en wat dan ook sal aansluit by ons in die hemel, en dan aan die einde van die 7 jaar sal daar dan uiteindelik 'n plek wees waar ons loon sal ontvang, vir dit wat ons op aarde gedoen het, en dit is met daardie heerlikheid wat ons dan sal terugkeer saam met Jesus na die aarde toe in die 1000-jarige vrederyk. En daarom vir ons as kinders van God kom dit vanmôre tot 'n groot aanmoediging vir ons lewens om te volhard in die wedloop waarin ons onsself bevind. En ons doen nie hierdie dinge, moenie my verkeerd verstaan vanmôre nie. Ons leef nie vir die Here omdat ons oë net op die loon het nie. Maar terselfdertyd kom Jesus en hy moedig ons aan en hy sê, maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, want jy sien, in die hemel sal daardie loon
nie 'n refleksie wees van ons goedheid nie, maar daardie loon sal 'n refleksie wees van Christus se werk in ons en deur ons hier op aarde. Dis die erfdeel van Jesus in die heiliges, wat gereflekteer en verteenwoordig sal wees voor die troon van God tot in alle ewigheid. Ag, niemand wees wat kan sê, ek is eerste. Ek weet nie, 8 uur was ek eerste gewees. Julle? Met 'n badge daar in die hemel nie. Nee. Ons heerlikheid sal Jesus reflekteer. En dis hoe God die speelveld gelyk gemaak het, sodat Jesus die middelpunt van ons lewe sal bly. En daarom wil ek jou aanmoedig vanmôre, kind van God, luister hier vanmôre vinnig. Luister hier, daar is loon vir 'n heilige lewenswandel. Mense kan jou dalk in die wêreld noem, ag man, daar kom jy alweer met sy Bybel onder die arm, so beet, laat hulle dit doen. Man, ag man, hulle is lekker preets, daai mense, hulle dit en hulle dat, so beet, laat hulle dit sê, luister hier vanmôre. Daar's loon, sê Jesus, vir 'n heilige lewenswandel. Op Psalm 19 sê, Dawid sê, in die onderhouding van die bevele van die Here is daar groot loon. Jakobus sê, en Openbaring 2 vers 10 praat van die onverganklike kroon, die kroon van die lewe, wat 'n beloning is wat ons sal ontvang vir 'n gedissiplineerde, oorwinnende, Christelike lewe. In Openbaring, daar is so baie teks, Openbaring 2:2 praat Jesus en hy sê, ek ken jou werk en jou arbeid en jou lydsaamheid. Hy het sy oog op die kerk, hy het die oog op sy kinders se lewens. En hy sê, aan julle wat oorwin het, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Hy sê, Openbaring 3:5, hy sê, oorwin, sal bekleed word met wit klere. Openbaring 3:11, hy sê, kyk, ek kom gou, en hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon van jou kan wegneem nie. En daar's baie ander tekste, daar's selfs skrif wat daarop dui, dat hulle wat heilig geleef het, hulle wat hulle harte rein gehou het, hulle wat heilig geleef het voor God, sê Psalm 24 vers 3 tot 5, hy sê, wie mag klim op die berg van die Here? Wie mag staan in sy heilige plek? Hy sê, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietighede en nie vals sweer nie. Heiligmaking. Daar is mense wat in God se direkte teenwoordigheid toegelaat sal word, omdat hulle harte rein gehou het, omdat hulle nie toegelaat het, dat die wêreld hulle besmet nie, omdat hulle nie vriendskap met die wêreld gesmeed nie, maar die Here gedien het in opregtheid, weggebly het van sonde, weggebly het van die genietinge van die wêreld. Daar is loon vir 'n heilige lewenswandel, sê die Here. Matteus 5 vers 8 sê Jesus self, hy sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Hebreërs 12:14, jaag die vrede na 'n heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Broers en susters, ek wil jy moet begin leef met 'n ewigheidsperspektief. Hierdie wêreld gaan verby. Dit is goed en wel dat ons leef en dat ons by mekaar maak hier op die aarde. Maar moenie toelaat dat die aarde vir jou so belangrik word dat jy sig verloor van die ewigheid nie, want Jesus sê die aarde, die wêreld, die begeerlikhede gaan verby, maar hy wat die wil van God doen bly vir ewig. Luister hier vanmôre, aarde is weliswaar die bestemming, maar luister, dis die plek waar God ons lewens beoordeel met die oog op die ewigheid. En jy en ek het 'n kans. Terwyl ons nog hierdie kant van die graf is, luister gou mooi, daar's 'n kroon van blydskap. Word genoem die sielewennerskroon, 1 Tessalonisense 2 vers 19. 'n Kroon wat Jesus sal gee aan mense wat ander na hom toe gelei het. Wat 'n voorreg is dit nie, wat 'n blydskap is dit nie om mense na die Here toe te kan lei nie. Ja, die Bybel sê dat hulle wat ander na die Here toe gelei het, is nie net wys nie, maar hulle sal skyn met 'n heerlikheid wat skitter soos sterre tot in ewigheid. Ja, daar's 'n kroon van geregtigheid. 2 Timoteus 4 vers 8. Paulus sê, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here die regverdige regter aan my sal gee in die dag by sy verskyning, en nie net aan my alleen nie, maar aan elkeen wat die verskyning van die Here liefgehad het en dit verwag het. Dis 'n wederkomsverwagting. Kerk, kom ek vra u vanmôre, hoe leef mense wat 'n wederkomsverwagting het? Hoe leef mense
wat weet, binnekort gaan die wolke skeur en Jesus gaan op die wolke verskyn. Kom ek sê vir u vanmôre, hoe leef sulke mense? Hulle leef elke dag in gereedheid. Hulle leef met 'n verwagting dat vandag dalk die laaste dag kan wees en ons voor Jesus se troon kan verskyn. Dis mense wat leef met die koninkryk in hulle sig. Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk en sy geregtigheid. Dis mense wat prioriteite regstel en leef vir Jesus omdat hulle weet dat die einde binnekort kom. Dis mense wat bewus is van hoe hulle leef. Ek leef tot eer van God. Ek leef nie vir die wêreld nie. Ja, daar's 'n kroon van heerlikheid. Dis 'n beloning vir getroue herderskap en leierskap in die kerk. Getroue diens ten spyte van moeilike tye. Ek wil vanmôre vir almal wat in die kerk in 'n bediening staan sê, bly diensbaar, selfs wanneer jy ontmoedig voel. Daar's loon vir jou aan die ander kant. Ja, daar's loon binne hierdie kroon van heerlikheid verwysing vir hulle wat met suiwer motiewe gedien het, uit liefde vir Christus, nie vir persoonlike eer nie. Vir nederigheid, ja, en volharding, wat aangehou het om ander te lei en te versorg, wetende dat God dit sien en dit sal beloon. En dan uiteindelik, en hiermee sluit ek af, sien ons hierdie beeld in Openbaring 4, en dit het my so diep in my hart getref, toe ek dit lees. Die Bybel sê, hoor wat sê die skrif, en elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in ewigheid leef, en hulle werp hulle krone voor die troon en hulle sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Daardie 24 ouderlinge verteenwoordig die heiliges. Daar is die regterstoel van Christus. En dis waar die kerk, wanneer hulle Jesus aanskou, wanneer hulle voor hom kom, besef dat selfs die krone wat hy vir ons gegee het, nie ons eie werke was nie, maar genade. 'n Genadige God, van begin tot einde, wat ons geskep het, jou op aarde gesit het, om jou voor te berei, vir die bruidegom, 'n bruid op aarde, wat in gereedheid gebring moet word, vir die bruilofsmaal van die Lam. En daar gaan hy ons beloon in sy liefde, en met daardie heerlikheid gaan ons die ewigheid ingaan saam met hom. Kerk, wat die oog nie gesien en die hart nie opgekom het nie, het God berei vir die wat hom lief het. Woorde ontbreek, om dit eers te probeer verduidelik. Maar een ding is seker, en ek weet, in my hart as ek daaroor dink, wanneer ons daar kom, is die gebed van my hart, dat nie een van ons daar sal verskyn voor die Here, met leë hande nie. Dat nie een van ons daar sal verskyn en sal sê, ek wens ek het, toe ek die geleentheid gehad het op aarde, my alles gegee vir die koning van die konings, wat sy alles vir my gegee het. Hartseer daar moet staan, omdat ons die ewige loon verbeur het, omdat ons toegelaat het dat die wêreld ons insluk, en ons so geheg geraak het aan die tydelike gaan verby, maar net hulle wat die wil van God doen, en dit wat in Christus gedoen het, sal tot in alle ewigheid bly. Sluit gou 'n bietjie oë net vir 'n oomblik saam met my. Ek wil die uitnodiging baie kort maak. Ek het menslik gesproke probeer om iets van hierdie wonderlike loon en heerlikheid, wat onmoontlik is om in menslike terme te verduidelik. Gaan dit krone wees? Miskien. Gaan dit werklik fyn linne wees? Miskien. Maar Paulus sê dit gaan so asemrowend wees, dat woorde dit nie kan beskryf nie. Dis wat God berei het vir ons as sy kinders. En hy is lief vir jou, hy is lief vir die hele wêreld, maar die hele wêreld is nie lief vir hom nie. En die bruid wat eendag by die bruilofsmaal van die Lam gaan staan,
is nie die hele wêreld nie, dit is slegs hulle wat Jesus aangeneem het. En wat soos die 5 maagde, die rein maagde met olie in hulle lampe in gereedheid geleef het vir die bruilof en vir die bruidegom wat kom. En die vyand wil jou wegtrek van jou hemelse loon, hy wil jou wegtrek van dit wat God in ewigheid vir jou voorberei het. En ek wil pleit by jou vanmôre, dat jy dit nie sal toelaat nie, asseblief. Die tyd is nou, die tyd is vandag as die Here na jou roep. En ek wil vanoggend, ek wil nie die uitnodiging uittrek nie, maar ek wil bid vanmôre, as jy hier ingekom het en jy het Jesus, jy het hom nog nie die koning van jou hart en lewe gemaak nie. Ek bid dat jy nie hier sal uitstap sonder Jesus nie. Want hy is die skat, dit gaan alles oor hom. Selfs die loon verteenwoordig Christus in ons, deur ons, dis 'n genade boodskap van begin tot einde, 'n liefdevolle God wat sy alles kom gee het vir jou. Jesus het gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. Die duiwel het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En jy moet hom 'n kans gee in jou lewe, as jy hom nie inlaat nie, as jy hom nie innooi nie. Hy is nie wat godsdiens hom gemaak het nie, hy is nie selfs wat ander mense in jou wêreld hom gemaak het nie. Sy naam is Jesus, hy is 'n verlosser. Hy het gesterf toe jy nog 'n sondaar was. Ek wil jou herinner vanmôre, hy het nie gesterf vir volmaakte mense nie. Die skrif sê, toe jy op jou slegste was, daar het hy gesterf vir jou. Onvoorwaardelike liefde. En daai selfde liefde, daai selfde genade is beskikbaar vanmôre. Hy reik uit na jou, sy hand is uitgestrek. En as jy dit vat vanmôre, luister vanmôre, ek pleit by jou, sal Jesus inkom en hy sal jou lewe nuut kom maak. Jesus se plan is nie gedragsverandering nie. Jesus wil jou 'n nuwe hart gee. En as jy in verhouding met hom leef en toelaat dat hy jou liefhet, sal jou eie hart met liefde begin reageer. Jy sal hom die liefde wil gee wat hy vir jou gegee het en tentoongestel het op 'n kruis. Jy kan jouself nie red nie. Jesus alleen kan jou red. Met al die oë gesluit. Heilige Gees, Heilige Gees, U wat die harte ken vanmôre. Sal U kom beweeg van sitplek tot sitplek. Sal U vanoggend deur die Gees die oortuiging bring, Here. Sal U vanmôre kom deur die Heilige Gees, sal U inbeweeg in harte en die harte van klip uithaal en dit nuut maak, Here. Sal U vanmôre gee, Here, dat al die bande wat Satan op ons gelê het, vanmôre net afgeruk word en net breek in Jesus naam. Lord, you have come to set the captives free. Die Here wil nie hê dat jy deur sonde gebreek moet word nie. Hy wil hê dat jy lewe in oorvloed sal hê. Hy wil jy moet gelukkig wees. Hy soek gelukkige huwelike, gelukkige gesinne, gelukkige geslagte, mense wat gevul is met sy Gees, 'n bruid wat in gereedheid kom vir die dag wanneer ons voor hom verskyn. Dis nie te laat nie. Luister. Dis nie te laat nie. Jesus kan alles uitvee. Hy self was jou sonde, soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos die sneeu, as jy my toelaat, sê Jesus. Moenie hom verder uit jou lewe uitdruk. Don't reject the grace of God. His name is Jesus. His name is Jesus. Halleluja, as dit net so met al die oë gesluit. Ek wil jou vra, wil jy nie net jou hart oopmaak nie? Wil jy nie net jou hart oopmaak, sê Heilige Gees, kom in. Kom in hierdie lewe van my in, Here. Ek kom soos wat ek is, Here. Ek gaan jou nooi, ek wil die hele kerk nooi om saam met my op julle voete te staan.
Kom ons staan 'n bietjie net so vir 'n oomblik en ek wil jou vra as jy vrymoedigheid het. My hande is eers in die lug. Ons is klaar. Ek wil jou vra vanoggend, hoekom steek ek my hande op? En ek wil jou nooi met saam met te doen. Dit is 'n teken van my oorgawe vanmôre aan Jesus. Jesus, U is net goed. U is net goed. Kom vanmôre en laat U goedheid reën in elke hongerhart, elkeen wat dors het, Here. Maak hulle deel van die bruid vanmôre. Dis nie almal wat in 'n kerk ooit hulle voete gesit het wat by die bruilofsmaal sal wees nie, dis net hulle wat by die kruis gekniel het, wat Jesus ingenooi het en hom ingelaat het. Daar's vanmôre geleentheid vir jou. En ek wil jou vra met hande omhoog. Wil jy nie vanmôre jou hart wyd oopmaak vir hom nie? As jy nog nie daai besluit geneem het nie, nog nie daai response geneem het op die uitnodiging van God nie, sê vanmôre, hier is my lewe, Here. Vader, ek kom, vergewe my sonde. Vergewe my. Ek is 'n sondaar, Here. U woord sê, almal het gesondig. Dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Here, ek het ook gesondig, maar Here, daar was 'n kruis waar die prys vir my sonde betaal is. En jy's ingesluit daarby vanmôre. Maar jy kan alleenlik deel word as jy in geloof daarop reageer vanmôre. Met jou hart dit glo en dit met jou mond vanmôre bely. Heilige Gees sal die werk vanmôre in elke hart en lewe. Ek wil jou vra, ons gaan hierdie lied sing. En terwyl jy dit sing, vertrou ek die Heilige Gees om vanoggend te ontsluit en te doen wat hy alleen kan doen in harte en lewens. Ons verklaar vanmôre, Here, U is waardig van die eer. U is waardig van die eer. Kom ons sing dit almal saam. U is waardig van die eer. U is waardig van die eer. Kom ons sal bid hom net. Van U is alles hier en alles bring U hier. U verdien die Here. U is waardig van die eer. U is waardig van die eer. Van U is alles hier en alles bring U hier. U verdien die Here. Kom ons sê dit nog eenmaal vir hom. U is waardig van die eer. U is waardig van die eer. Van U is alles en alles bring U hier. U verdien die Here. U is waardig, Here. U is waardig van die eer. U is waardig van die eer. Van U is alles en alles bring U hier. U verdien die Here. Terwyl die musiek so speel met al die oë gesluit, as jy vanoggend hierin gekom het, jy staan nog buitekant die koninkryk van God, jy is nog nie 'n kind van God nie, daar is die sekerheid in jou hart, of jy deel is van die bruid, en of jy by die bruilofsmaal van die lam sal wees, en by die regterstoel van Christus sal verskyn, die troon van beoordeling, die wil ek jou vra vanmôre, die Heilige Gees die oortuiging in jou hart gewerk het, en jy besef vanmôre, ek is verlore, ek het Jesus nodig in my lewe, wil ek jou vra om hierdie gebed in die geloof nou agter my aan te bid. En ek wil julle kerk vra om dit hardop saam te bid. Here Jesus, ek kom vanmôre na U toe net soos wat ek is. Ek het die genade woord gehoor. Jesus, my verlosser, het vir my gesterf. Hy het my sonde in sy liggaam na die kruis gedra. En daar het hy my plek geneem op Golgotha.
Hy het vir my gesterf. Hy het die straf vir my gedra. En elkeen wat in hom glo, elkeen wat sy naam bely, sal nie verlore gaan tot in alle ewigheid nie. Here, daarom neem ek U nou aan as my saligmaker en my verlosser. Ek vra vergewe my sonde. Maak alles skoon. Gee my 'n nuwe gees. Gee my 'n nuwe hart. Haal die hart van klip uit, Here. Gee my hart van vlees wat U wil dien, wat U wil aanbid en wat wil groei tot gelykvormigheid aan die beeld van Jesus Christus, my Here. Ek wil hê met dit hardop sê, Here, ek ontvang nou U vergifnis. Die vergifnis van al my sonde. En ek glo en ek bely dat ek nou U kind is. Uit genade is ek gered. En ek sê vir U dankie daarvoor, Here. Dankie, Abba Vader. Ek gee aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding. Kerk, kom ons verheerlik hom net terwyl U daar staan. Ja, U is waardig van U Heer. Sing dit uit jou hart uit vir hom. U is waardig van U Heer. Van U is alles hier en alles bring U hier. U verdien die Here. Halleluja, loof sy naam nou. Ja, U is waardig van U Heer. U is waardig van U Heer. Van U is alles hier en alles bring U verdien die Here. Laaste maar net saggies saam. U is waardig van die eer. Uit jou hart uit en alle opregtheid sê dit vir hom. U is waardig van die eer. Van U is alles hier en alles bring U eer. U verdien die Here. Halleluja.